Baie welkom vandag. Ons is nog steeds in die lenttyd en ons dink oor die tyd van Jesus in die 40 dae voor die Paasfees. Toe ek groot geword het, het meeste erwe agter 'n vrugteboord gehad. En wanneer dit tyd vir hierdie vrugte is om ryp te wees, dan het ons as 'n familie begin vrugte inlê. Miskien kom jy uit 'n tyd dat jy dit onthou het. En dan is dit 'n gekook en 'n canned-fruit-bottel en verpakking van 'n aard wat 'n kind nie geniet het nie. Een van my werke was ek moes die lemoene rasper. Miskien het jy dit ook gedoen. Nou die probleem met 'n lemoenrasper is die rasper is skurf en as jy nie kyk wat jy doen nie, dan vang daai rasper jou net hierso en hy maak jou stikkend. En ek het gou geleer, by die tweede lemoen moet jy jou vingers stikkend skaaf, want dan hoef jy nie verder te skaaf en verder te rasper nie. Maar wat lekker is van om daai vrugte in te lê is, wanneer die tyd kom wanneer jy daai bottel oopmaak, dan is dit baie, baie lekker. In hierdie tyd van lent, vra God vir ons om vrugte te produseer in ons lewens. En die Bybel verwys na dit as die vrug van die Gees. Dis die vrug van dit wat binne is. Een van daardie vrugte, wat ons vandag na kyk, is die vrug van nederigheid. Nou, hoe lyk 'n vrug van nederigheid? Wat sou by jou opkom as ek dit sê? Hoe lyk 'n nederige vrug? Jy sien, dadelik begin baie mense 'n stryd in hulle self, want nederigheid is nie gelyk aan minderwaardigheid nie. Nederigheid is nie om myself onder almal te stel en te sê ek is die minste van almal nie. Want ons het ook 'n trots, ons het ook 'n eie ek wat sê wie ek is. Jesus vertel vir ons 'n mooi gelykenis. En ek gaan vir u saam lees. Ons lees dit in Lukas 18 vanaf vers 11. Die Fariseërs het toe begin bid. God, ek sê vir u dankie dat ek nie 'n slegte mens is nie. Kyk net, ek steel nie ander mense se goed nie, ek lieg nie en ek bedrieg nie. Ek slaap ook nie rond nie. Ja, ek is ook nie soos hierdie groot sondaar, hierdie tollenaar wat hier langs my staan nie. O ja, kyk net wat doen ek alles. Ek vas 2 keer 'n week en ek gee ook 'n tiende van elke sent wat ek verdien. Die tollenaar het daar eenkant gestaan. Hy het so skaam gekry oor al sy sondes, dat hy nie eens wou opkyk nie. Hy het sy kop laat sak, met sy hand op sy bors geslaan en gesê, God, ek is 'n sondaar, help my, wees my genadig. En Jesus sê, die tollenaar se gebed was dadelik gehoor. In hierdie gelykenis wat Jesus vir ons vertel, sien ons hierdie 2 mense. Die een ou is 'n vreeslike godsdienstige ou. Hy leef goed, hy leef reg. Hy doen niks wat verkeerd is nie. Hy jaag nie vrouens nie. Hy doen eerlike besigheid en hy betaal sy tiende en hy bid en hy vas. En die mense van die oog af kyk en sê, maar dis 'n wonderlike man. En dan het jy hierdie tollenaar, hy's 'n afperser. Hy's 'n ou wat geld steel. Hy's 'n ou wat mense manipuleer om geld uit te kry. En hy was nie 'n goeie ou nie. En hierdie 2 manne gaan kerk toe. En hulle kom om te bid. En die een ou staan voor die Here en hy sê, dankie dat ek so 'n goeie mens is. U het my gehelp. En die ander ou sê, Here, ek is 'n slegte ou, vergewe my. En die ou wat sê, ek is sleg, hy word gehoor, die ander ou word nie gehoor nie. Wat gaan hier aan? Sien, Jesus sê, daar kort 'n vrug by die regverdige ou, die ou wat mooi leef. Hy kort 'n vrug en daai vrug is nederigheid. Die vrug wat hy produseer is een van hoogmoed. En God hou nie van daai vrug nie. Hy soek daai vrug van nederigheid. En nederigheid is om te weet wie jy is alles genade. Waarom moet mense 'n vrug produseer? Wat gebeur met 'n vrug? Nou ek onthou daai canned-fruit-bottels wat so in die kombuis op die rak gestaan het. Miskien het jy ook so groot geword. Hulle het niks beteken tot jy hulle afhaal, oopmaak en hulle eet nie. 'n Vrug beteken eintlik net iets wanneer jy dit eet. En nou sê God,
As jy 'n gelowige wil wees, as jy agter Jesus wil aanloop, as jy soos hy wil wees, moet jy vrug produseer. Maar die vrug is nie vir jou nie. Jy kan tog nie die vrug wat jy produseer self eet nie. So as jy iets soos nederigheid as 'n vrug in jou lewe produseer, vir wie produseer jy dit? Wie moet dit eet? Nie jouself nie. En nie God nie. Die vrug is vir die mense om jou. En daarom leer die Bybel, as hulle Jesus in jou sien, as hulle die vrugte eet van jou nederigheid, met ander woorde, jy is nie hoogmoedig nie, jy kyk op niemand neer nie, jy is wie jy is en jy is trots daarop, maar jy maak nie jouself beter as enigiemand anders nie. Daardie nederigheid is soos 'n vrug wat lekker is vir mense om te eet, en dan sien hulle Jesus, hulle proe Jesus in jou lewe. En daarom sê die Bybel, ons moet nederigheid produseer. Daarom sê Jesus vir sy disippels, moenie veg oor wie is die belangrikste nie. Leef reg. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat U Gees in ons woon. Help ons om die vrugte te produseer vir die mense om ons, dat hulle ook Jesus in ons kan sien. En in hierdie tyd van lent, help ons om hierdie vrug suksesvol in ons lewens te kan produseer. Amen.